Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ek het so paar jaar gelede het 'n ligpunter vir my 'n boek gegee. Dit behoort hier op die skerm hier agter my op te kom, maar 'n boek wat 'n ligpunter vir my gegee het om te lees. So wyle gelede. Die boek is geskryf deur 'n ou met die naam Crispin Alver. Hy was 'n staatsbeampte vir die ANC gewees. Hy was wat jy noem 'n local government fixer. En in 2015 toe het Pravin Gordhan vir Crispin die mandaat gegee om na Mandela Bay munisipaliteit toe te gaan en daar te gaan net vasstel hoe lyk dit in Port Elizabeth met betrekking tot al die gerugte oor korrupsie daarso en om die Koran aanspreek. En daai boek van Crispin Alver, wat nogals 'n dik boek is, ek het nou by die huis om vergeet vanoggend, is sy bevindinge oor 'n tydperk van 3 jaar daar in die munisipaliteit van Mandela Bay. En dit is 'n depressive read. Okay? Dit is nie 'n lekker lees nie. Dit skets vir jou en vir my hierdie aaklige prentjie van hoe hierdie staatsbeamptes daar in Port Elizabeth, as ook die plaaslike politikuste, magdom van rykdomme en kontrakte ontvang vanaf die staat af, juis sodat hulle dit sal aanwend tot die voordeel van die staat, tot die voordeel van die stad se mense, maar hoe daai ouens gegaan het en hulle eie koffers vol gemaak het. En hoe hulle gegaan het en al daai geld en al daai kontrakte gebruik vir eie gewin en vir die voordeel van hulle vriende en van hulle familie. En jy lees die boek en jou bloed kook en alles in jou wil uitroep vir geregtigheid. En ek begin hier, vriend, saam 'n prentjie vir jou en vir my om in gedagte te hou, soos wat ons nadink oor iets wat die Bybel baie duidelik oor is, maar wat ons in gerieflikheid baie kere half miskyk. Die prentjie, of dit is hierdie metafoor wat ons in die Bybel sien, dat dit wat ons daarso sien in Port Elizabeth en in baie plekke in ons land en in die wêreld is, maar eintlik wat waar is van ons as die mensdom in geheel, soos wat ons staan in verhouding as die gewer. Dink saam met my in Genesis 1, vers 26 tot 28. Sê vir ons dat God het juis ons as die mens geskep vir hierdie rede. Hierdie is ons bestaansrede. God skep ons, Genesis 1, 28, en hy seën die mens, sodat die mens dan 'n kanaal kan wees waardeur die seëning van God sal vloei na 'n wêreld wat dit nodig het. Ons is as dit ware rentmeesters. Die Engelse woord is stewards. Ons is te bestuurders. Nie van ons eie bates nie, maar daar's 'n God wat ons seën, sodat ons 'n seëning sal wees vir die wêreld om ons. Dit is die mens se bestaansrede. Vriende, dit is hoekom God dan in 'n spesiale verhouding ook tree Abraham en sy nageslag. Wat is die ding wat God heeltyd vir hulle sê soos hy hulle roep? God sê vir Abraham en vir sy nageslag, ek sal julle seën sodat julle 'n seëning vir die wêreld sal wees. Dit is hoekom die profete in die Ou Testament Israel toe kom en die profete vermaan vir Israel en sê vir hulle, hoorie so, well done Israel, julle is baie godsdienstig, well done met dit. Maar julle mis julle roeping. God is juis in verhouding met julle sodat vir die nasie sal wees, sodat julle 'n seëning kan wees vir die wêreld. En die profete kom en oor vermaan hulle omdat hulle nie omsien na die weduwees in hulle midde nie omsien na die weeskinders in hulle midde nie, dat hulle nie omsien na die vreemdelinge op die kante van die samelewing sit nie. En vriende, dit is hoekom letterlik in die teksgedeelte voor die gedeelte wat nou net vir ons gelees was, vind ek en jy in Lukas hoofstuk 3 vir Johannes die Doper. En die skare kom na Johannes die Doper toe, want hier sien hulle 'n man van God. En die skare kom na Johannes die Doper toe, en wat sê Johannes die Doper vir hulle? In Lukas hoofstuk 3, hy kyk na die mense en hy sê, julle is 'n addergeslag. Julle is 'n addergeslag vir hom, maar hoekom? Wat is dit wat ons moet doen? Wat staan ons te doen? En net in die gedeelte voor ons gedeelte kom Johannes die Doper en hy sê, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat niks het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Hy moet dit deel met die wat nie het nie. En vriende, dit is vir daardie rede dat een van die groot temas in die res dan van die evangelie van Lukas, soos wat ons gaan sien in hierdie reeks, is dat Jesus dan sy disippels roep
om juis vrygewige lewens te lewe. Lewens waar hulle nie toelaat dat al die seëninge wat God vir hulle gee as batebestuurders om aan te stuur vir 'n wêreld om hulle, dat hulle self spandeer. Soos wat ons sien ook baie kere ongelukkig gebeur in ons land nie. En so vir hierdie rede dan, vriende, hierdie reeks wat ons nog gaan kyk, en dit was reeds op die skerm te wees, dit sal nou ook weer wees. Ons gaan vir die volgende 2 maande saam kyk na hierdie reeks wat ons getitel het, Vrygewig. 'n Reeks waar ons mekaar wil aanspoor om vrygewige lewens te lewe. Lewens waar ons is die onderskrif advertensie dit kommunikeer. Lewens waar ons besef dat God in Jesus ons juis vry maak. Hy maak ons juis vry van die gierigheid wat maak dat ons so van die dinge van hierdie lewe, sodat ons juis sal mededeelsaam wees, sodat ons 'n diep oortuiging kan hê dat ons nie net geskep is vir nie, maar gered is deur God. Ons is geseënd sodat ons ding verander sal wees. En dit is wat ons in hierdie reeks saam na gaan kyk. Vandag, vriende, begin ons by daai teksgedeelte, en jy kan dit sommer nou al byderhand hou. Daai gedeelte in Lukas hoofstuk 4. Hier is amper soos die opskrif waarheid oor die res van hierdie reeks. Hier is die eerste groot manier wat God ons aanspoor tot vrygewige lewens. Hoor asseblief mooi, ek gaan vir ons dit sê reg aan die begin, dan gaan ons dit in die teks sien. Vriende, ek en jy, as jy 'n kind is, dan word ons geroep tot vrygewige lewens, want ons is die begunstigdes van 'n vrygewige God. En dit is wat ek wil hê ons net vandag moet sien. Ons word vrygewige lewens, want ons is die begunstigdes van 'n vrygewige God. En ons gaan na dit saam kyk in daai gedeelte wat julle daar byderhand het. Net vinnig die konteks, net in die gedeelte voor dit in Lukas 3 was hierdie bediening aangekondig. Jesus se bediening was aangekondig. Johannes die Doper wat dit aankondig, maar ook Jesus se hemelse Vader wat uit die hemele uit Jesus se bediening nou aankondig. En dan word Jesus in die woestyn ingelaat waar hy in 'n showdown is met Jesus gaan daar en anderste as Adam tevore wat versoek was deur die duiwel, anderste as Israel tevore, weerstaan Jesus daai versoeking in die woestyn en nou begin hy met sy bediening. Lukas hoofstuk 4 vers 14 sy bediening af. En dan 2 verse later in ons gedeelte kom Jesus dan reg aan die begin van sy bediening in sy tuisdorp in Nasaret aan. En dit is belangrik. Dink saam met my aan in Amerika, nee, in Amerika altyd die politikuste probeer campaign dat hulle sal ingestem word as die president, dan gaan hulle deur al die state in Amerika op hulle toer waar hulle nou probeer votes wen en dan kom hulle altyd by hulle home. En daar waar die Amerikaanse kandidaate by hulle homes uitkom, dis daar waar die vuurwerke geskiet word, dis daar waar die konfetti gegooi word, die rookmasjiene en die ligte, dis daar waar hulle die grootste van die speeches maak, so sal besef, hoorie, maar ek is die man wat jy moet volg hier in Amerika. En dit is in 'n mate wat Jesus hier doen. Jesus kom hier by sy hometown aan, en hier gaan hy sy bediening begin, maar anders as Amerikaanse politikuste, is Jesus nie vol nie. Dis amper die treffende ding. Hierdie is hoe Jesus sy bediening begin, en Jesus sê eintlik nie baie nie. Jesus doen eintlik nie baie nie. Dit wat Jesus hierso sê is bitter kort, maar dit is so kragtig, en ons moet dit nie mis nie. Kyk saam met my, is gevinnig deur dit hardloop. Lukas sê vir ons, Jesus is nou daar in Nasaret, hy's in sy tuisdorp, dit is die Sabbat, en hy's daar in die sinagoge saam met die res van die louk in Nasaret, en Jesus staan op. Hy staan op om iets te deel uit God se woord uit, en so hy gaan vorentoe en hy ontvang die boekrol van Jesaja. Onthou op daai stadium is die Bybel nie gebind soos hy het nie, jy het die Ou Testament en dit is almal hierdie verskillende rolle, en Jesus kies die boekrol van Jesaja, nogal 'n lang boek, 66 hoofstukke, en hy gaan en hy kyk en hy kies baie spesifiek die gedeelte uit Jesaja 21 vers 1 en 2. Dit is daardie verse wat in ons gedeelte daarso aangehaal word vir ons in vers 18 tot 19. Jesus lees dit dan, Jesus lees, en ek wil dit weer vir ons lees. Jesus lees daar in die sinagoge, Gees van die Here is op my,
Want hy het my gesalf om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om vir gevangenes aan te kondig dat hulle vrygelaat sal word en vir blindes weer sal sien, om onderdruktes te bevry en om die genadejaar van die Here aan te kondig. En toe Jesus dit klaar gelees het, toe stop hy. En hy rol die boekrol op, hy gee dit terug aan die amptenaar, loop weer en hy gaan sit weer. Almal dadelik weet, okay, hier's iets aan die gang. En Lukas sê vir ons daar, so almal se oë was op Jesus gewees. En so perfekte, die millennials sal praat van 'n mic drop moment. Kyk vir Jesus, en al wat Jesus sê is die volgende. Jesus sê, vandag, hier in julle midde, is hierdie woorde wat Jesaja gespreek het. Vandag is dit nou hier vervul in julle midde. Dis wat Jesus sê. Dit is hoe hy sy bediening begin. Daar's 'n mic drop moment. En vriende, ek wil hê ons moet 'n bietjie nader kyk na daai twee verse in vers 18 tot vers 19. Want vriende, dit wat Jesus hier sê in hierdie gedeelte, so kort maar so kragtig, is die belangrikste nuus vir die wêreld. Dink daaroor, as Jesus sy aardse bediening publiek begin, dan gaan hy dit sê wat die belangrikste ding is wat hy kan sê. En dit is jou en my geleentheid vandag om dit te hoor. Ek wil hê ons moet sien wat Jesus vandag hierso sê. Ek wil hê ons moet kyk na Jesus se aankondiging en bloot kyk na wat is die implikasies daarvan vir ons. Daar's twee dinge in vers 18 en 19 is aankondig en dan is daar twee implikasies vir ons. En dis al wat ek wil hê ons vanoggend saam na moet kyk. So eerstens dan, Jesus se aankondiging daar in vers 18 tot 19. Kyk saam met my. Eerste ding, sien raak vriende wat wie hy is. Moet dit nie mis nie. Sien raak wie Jesus aankondig, wie Jesus sê hy is. Jesus begin vers 18 en hy sê, die aankondiging is, die Gees van die Here in my. Dis belangrik. Dis belangrik en dis nie die eerste keer in die evangelie van Lukas waar dit duidelik gemaak word dat die Gees op Jesus is nie. In Lukas 1 het ons gesien, net vir jou, en die engel Gabriël sê vir Maria, dat die Gees sal op jou kom, Maria, en jy sal 'n kind in die wêreld inbring. Daai seun word groot, sy naam is Jesus, en na 30 plus kom hy by die Jordaan, om daar gedoop te word. Johannes die doper sê, ek doop met water, maar hy sal doop met die Gees, hierdie Jesus. Soos wat Jesus in die water ingaan, daal die Gees op Jesus dan in die vorm van 'n duif. Lukas hoofstuk 4 vers 1 sê Lukas vir ons, Jesus gaan in die woestyn in, en hy gaan in die woestyn in vol van. Hy kom uit die woestyn uit, hy begin sy aardse bediening, en Lukas sê vir ons in Lukas 4 vers 14, Jesus begin sy bediening in die krag van die Gees. So dis 'n baie groot tema vir Lukas dat die op Jesus is, en die hele rede hoekom Lukas dit oor en oor vir ons die punt gemaak het, is gegewe Jesaja 61 vers 1. Alles het opgebou na hierdie punt, hierdie aankondiging van Jesus wat sê, die Gees van die Here is op my. Nou die vraag jy moet self afvra is, maar wat is die punt daarvan? Wat beteken dit? Hoekom sê Jesaja dit en Jesus dit nou, dat die Gees op hom is? En vriende, vir dit is dit absoluut belangrik dat ek en jy moet gaan na die boek Jesaja toe. Want die ouens daar in die sinagoge toe Jesus dit die eerste keer gelees het, sou verstaan het, maar ek en jy is nie Jode nie, en ek en jy ken ongelukkig nie soos hulle ons Ou Testamente so goed nie, en so ek en jy het net vir 'n oomblik nodig stap toe te doen deur die boek van Jesaja, om te verstaan hoekom hierdie so belangrike aankondiging van Jesus is. So die boek Jesaja. In die boek Jesaja kom die profeet Jesaja en hy praat met God se mense, Israel op daardie stadium, en hulle is diep behoeftig. Hulle is in groot nood. Die rede vir hulle behoeftigheid en hulle nood, sê die profeet Jesaja vir Israel, is weens hulle sonde en dit is weens hulle ongeregtigheid. Dit is omdat hulle is nie 'n mense wat werklik lewe in 'n verhouding waar hulle lief is vir God met hulle hele hart en siel en verstand nie. En hulle is verseker nie 'n mense wat met hulle naaste of hulle lewe asof hulle naaste lief is, soos hulle self nie. Die beeldspraak wat Jesaja gebruik in die boek duisternis,
van donkerte en hy sê vir Israel, hy sê vir die Jode, julle is 'n mense wat in duister is. En Jesaja sê vir hulle is 'n mense wat letterlik in slawerny vasgevang word. Hulle is onderdruktes deur al die nasies om hulle en dit is weens hulle sonde en ongeregtigheid en dat hulle is op pad om as in ballingskap te wees en hulle gaan letterlik slawe wees, ver weg buite God se beloofde land weens hulle sonde en hulle ongeregtigheid. Maar reg deur hierdie boek kom die profeet Jesaja en hy sê maar daar is hoop vir God se mense in hulle sonde, in hulle ongeregtigheid, soos wat hulle in duisternis is, soos wat hulle verdruk is, in slawerny gaan wees. Daar's hoop vir hulle en hulle hoop is gesetel in iemand wat genoem word die Messias. Dit is wat die profeet sê. Die boek Jesaja breek op in 3 blokke. En in hoofstuk 1 tot hoofstuk 37 van die boek Jesaja word hierdie Messias dan bekendgestel as God se glorieryke koning. Dit is hy die Messias wat uit 'n maagd gebore sal word. En wanneer hy gaan regeer, sal daar vrede en geregtigheid in die land wees. En van hom, Jesaja 11 vers, sal daar gesê word, die Gees van die Here sal op hom rus. Jesaja 38 tot Jesaja 55 in die tweede blok van die gedeelte van die boek Jesaja word hierdie Messias dan bekendgestel as die dienskneg van die Here. Hy is die een wat God se mense sal dien deurdat hy gaan die een wees wat in die plek van God se mense die oordeel wat hulle vir hulle sien gaan op hom neerkom. En van hom word daar gesê, van hierdie Messias, in Jesaja 42 vers 1, sê die Here vir die Messias, ek het my gees op hom, die dienskneg. En dan in die derde blok van die boek Jesaja, in Jesaja 56 tot in hoofstuk 66, word die Messias dan bekendgestel as die kosmiese krygsman. Hy is die een wat gaan kom en hy gaan die een wees wat die duister magte gaan oorwin en hy gaan die een wees wat 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan inbring. En van hom die krygsman word daar gesê in Jesaja 59 vers 21 is op my gees sê God is op jou die krygsman. En vriende, dis die punt. Dit is die punt wanneer Jesus kom in die begin van sy aardse bediening en hy haal die woord Jesaja 61 aan en hy sê die Gees is op my en vandag is hierdie woorde vervul. Vriende, dan is Jesus se aankondiging is hy sê ek is die beloofde Messias. Jesus sê ek is die dienskneg van die Here. Ek is die krygsman wat die vyand sal verslaan en ek is die een, sê Jesus, wat kom vir God se mense in hulle nood. Ek is die een wat kom vir hulle behoeftigheid. Kyk saam met my daarso na die res van vers 18. Dit is wat Jesus sê. Jesus sê, ek is die een wat gekom het, juis om my mense, die wat arm is, die wat besef dat hulle is bankrot. Ek is die een wat kom om hulle sonde skuld te kom betaal. Ek is die een, sê Jesus, wat kom vir hulle wat die gevangenes is. Hulle wat in hulle slawerny tot hulle eie sonde en tot die duiwel daar buite. Ek is die een wat gaan kom om hulle in hulle slawerny te kom vrylaat. En Jesus sê ek is die een wat kom, die wat blind is, vir die wat in duisternis is, geestelik blind is. Ek is die een wat kom om lig te bring en hulle weer te laat sien. Jesus natuurlik, vriende, hierso aan die begin van sy bediening, kyk na die einde van sy aardse bediening, nê. Jesus antisipeer hier na dit wat ons gaan later sien in die evangelie van Lukas, soos wat Jesus kruis toe gaan. Want dit is op die kruis waar Jesus gaan kom, die Messias, dit is op die kruis waar hy as die lydende dienskneg gaan kom en betaal vir die sondeskuld van sy mense. Dit is op die kruis waar hy gaan kom en waar hy as die kosmiese krygsman Satan die duiwel oorwin. Dit gaan daar op die kruis wees. En dit is na sy dood in sy opstanding waar hy dan gaan gesien word
as die glorieryke koning, die een wat lig in die duisternis inskyn. En dit is Jesus se aankondiging. Jesus sê, dit is ek. Dit is hoekom ek gekom het. Ek kom vir 'n behoeftige mense. Maar sien die tweede ding, Jesus sê vir ons hier watter tyd dit is in vers 19. Nie net wie hy is nie, maar watter tyd dit is, vers 19. En Jesus sê, ek kom om aan te kondig, dit is nou die genadejaar van die Here. En vriende, daai is goeie nuus. Daai is die evangelie. Dit is nou die genadejaar van die Here. Daai taal daarvan, Bachtin in die Engels sê dit duideliker, to proclaim liberty, as ook die taal van it's the year of the Lord's favor, of dit is die genadejaar van die Here. Dit is woorde wat net so kom uit Levitikus 25, uit die Ou Testament uit, waar ons lees van the year of the Jubilee, die jubeljaar. Ek weet nie of julle so klein bietjie die nuus gevolg het in die laaste week nie. Hierdie week in Engeland is dit the Queen's Jubilee. Het jy dit geweet? Hierdie naweek hou hulle partytjie in Engeland, is die groot partytjie vir the Queen's Jubilee, waar hulle in Engeland as 'n koning of 'n koningin vir 50 jaar lank geregeer het, dan hou hulle groot partytjie en hulle sê ons het so 'n amazing koning of koningin, bietjie propaganda wat die so het. Dis wat hulle doen. En hulle doen dit op die oomblik. Dit is nou die Queen's Jubilee op hierdie stadium. Die taal wat hulle gebruik daar kom uit Levitikus 25 uit. Dit letterlik kom uit Levitikus 25 uit. So vinnig. Levitikus 25. In Levitikus 25 sien ons, sê God vir sy mense dat hulle moet die volgende fees vier. Een keer in 7 jaar, teen die einde van 7 jaar, dan moet hulle 'n Sabbatsjaar vier. In die Sabbatsjaar is dit 'n tyd wanneer hulle moet ophou werk. Hulle mag nie hulle landerye meer bewerk nie. Want die land moet rus en die land moet herstel, daai 7de jaar. En dan na 7 kere van 7 jaar, na 49 jaar, wanneer hulle 7 keer deur dit gegaan het, dan in die daaropvolgende jaar, op die dag van versoening, moet hulle 'n trompet blaas. En dit kondig aan die jaar. Dit kondig aan the year of the Jubilee. Dit kondig aan dat nie net in daai jaar die land gaan rus en herstel nie, maar God se mense kan nou rus. God se mense herstel. En op the year of Jubilee word alle skulde vrygestel. Dis amper soos as jou rekenaar, nê, as jou rekenaar vir 'n lang tyd te veel gewerk het en hy virusse en vat jy hom na 'n ou toe en dan restore hulle dit tot factory settings. Dit is wat the year of Jubilee is. Almal in die land word gerestore tot factory settings toe, een keer in 50 jaar. En soos jy in Israel was met al jou skulde, dan word jou skulde vrygestel. As jy skulde het, dan word dit afgeskryf. Jy kry 'n e-pos vanaf FNB wat sê, meneer Verster, daai verband van jou staan op 0. Imagine dit. Sal amazing wees. Tot brilliant wees. En as jy op daardie stadium jou land gegee het oor daai tydperk van 50 jaar vir iemand anders as sekuriteit, want jy kon nie iets betaal nie, dan kry jy jou land terug, jou stuk grond. En as jy selfs jouself of jou familie, as jy slawe geword het van iemand, dan na 50 jaar, dan is jy nie meer 'n huise slaaf nie. Jy's nou vry, jy's gerestore tot jou factory setting. Jy is nou totaal vry. En vriende, dit is wat Jesus sê. Jesus sê in vers 19, nou dat ek gekom het, verkondig ek, dit is nou the year of Jubilee, dit is nou die genadejaar van die Here. Het maak nie saak wie jy is nie. Het maak wat jou sonde skuld mag wees nie. Nou dat ek hier is daar 'n geleentheid vir jou, dat daai skulde kan afgeskryf word. Het maak nie saak hoe sterk daai ketTINGs is van jou slawerny, wat jou sonde en die duiwel jou invloed. Nou dat ek hier is, sê Jesus, kan daai ketTINGs afgebreek word. Dit is die genadejaar van die Here. As jy in die duisternis is, nou is die tyd wat die lig gaan skyn, sê Jesus, kom na my toe. Kom. En so vriende, ek en jy het nodig om dit te sien, ek en jy het nodig om dit te besef. Sien raak en besef dat Jesus en sy koms is niks anderste as 'n vrygewige God wat jou en my in ons behoeftigheid kom ontmoet nie. Daar waar ek en jy is, as 'n sondige mens in ons ongeregtigheid, is daar 'n oorvloedige vrygewige God en hy gee
homself. Hy gee sy in en hy sê nou is dit die genadejaar van die Here vir julle in julle behoeftigheid, in julle slawerny, in julle duisternis, in julle skulde. Hier kom ek nou om julle te kom ontmoet. En vriende, al wat ek wil hê ons moet doen in die res van ons tyd saam is net saam dink implikasies van Jesus se aankondiging. Die implikasies waar Jesus sê dat hy het gekom as die oorvloedige, vrygewige geskenk van God af aan jou. 2 dinge wat ek en jy behoort te doen in die lig van dit. 2 implikasies vir ons. Eerstens is dit, vriendin, soos jy so sit, kom ons ontvang God se ontferming. Kom ons ontvang God se ontferming. Jy sien, ek vermoed die rede hoekom, as ons moet eerlik wees op die beste van tye, as ons aan God dink ons nie aan God as 'n vrygewige God nie. Ek dink nie ons doen nie. En ek dink die rede daarvoor op die beste van tye is omdat ons nie werklik ons eie behoeftigheid op die beste van tye besef nie. Dis die gevaar vir Afrikaners soos ons. Ek hoop jy is bewus daarvan. Dis die gevaar van kultuur Christendom. Die gevaar vir 'n mens soos ons is dat ons is so semi-godsdienstig, ons is so semi-moreel. Ons is meer godsdienstig en meer moreel as meeste van die ouens daar buite en verseker as Hollywood en so ons is eintlik alright. Dis die gevaar vir Afrikaners. En vriende, ek en jy moet besef dit is juis vir 'n mense soos ons na wie die profeet Jesaja toe gekom het in die Ou Testament. Hulle gesê het skrik wakker. Skrik wakker. Jy's geestelik bankrot. Jy is 'n slaaf tot jou slawedrywers. Jy's geestelik blind. Vriende, dit is vir 'n mense soos ons Afrikaners, na wie Johannes die Doper as 'n Nuwe Testament profeet toe gekom het en gesê het, skrik wakker. Jy's deel van 'n ander geslag. Vriende, ek en jy nodig om te besef, ons is bitter in van onsself, is ons bitter behoeftig. Godsdiens en semi-moraliteit kon nie die gered het nie, dit kan jou en my nie red nie. Ons is behoeftig, ons benodig redding. En ek en jy het nodig om dit te besef. En vriende, hoor mooi, en ek wil die punt leiber, want ons het vanoggend gedoop. Dit is wat die doop in 'n groot mate keer. Ons het vanoggend hier gedoop, hier was 'n baba vanoggend gedoop, en ons doop ook hier vanaand. Daar word 'n gelowige vanaand gedoop by die aanddiens. En so ek wil die tyd hê, kommunikeer, want dit is waar die doop, ek wil hê ons moet dit verstaan. Vriende, in die doop, soos wat ons doop, wil ek en jy onthou, ons wil terugdink aan Lukas 3, en ons wil Johannes die Doper se doop onthou, en ons wil Jesus se doop onthou. Jy sien, in Johannes die Doper se doop, het die water vir daai ouens iets beteken, en dit behoort vir jou en my iets beteken. Water in die Ou Testament het die eerste plek simboliseer oordeel. Soos ons reeds genoem het vanoggend, dink terug aan die storie van die mense in die tyd van Noag. Water simboliseer oordeel. Maar water simboliseer ook verlossing vanaf jou vyande af. Dink aan die storie van Israeliete en die Egiptenaar die Rooi See. Water in die Ou Testament simboliseer om gereinig te word van jou sondes. Dink aan die storie van die heiden Naaman en die profeet Elisa. Water in die Ou Testament simboliseer 'n mens se toegang tot die beloofde land. Dink aan Josua en die Israeliete wat deur die Jordaan in die beloofde land betree. Vriendin, wanneer ek en jy kom, ons vier die doop, dan in die eerste plek kommunikeer ons dit aan God en aan mekaar. Ons sê, ons is 'n behoeftige mense. Ons is 'n mense wat skuldig staan voor God. Ons is 'n mense wat die oordeel verdien. Ons verdien dit. Ons is 'n mense wat nodig het in ons slawerny om van ons slawedrywers verlos te word. En dit kan net deur water gebeur. Ons kommunikeer in die doop dat ons is 'n mense wat gewas moet word van ons sondeskuld, van ons vuilheid. Ons is 'n mense wat smag na 'n beloofde land waar ons nog nie in is nie. Vriende, dit is wat ons in die doop kommunikeer. Kan ek jou vra as jy hierso sit? Dit wat die doop kommunikeer, is dit iets wat in jou lewe al gerealiseer het?
Is jy iemand wat op daai plek in jou lewe gekom het waar jy sê, Here, ek is diep behoeftig, ek staan skuldig voor U weens my sonde en my onregtigheid. Het jy al op daai plek in jou lewe gekom? Want vriend, as jy nie by het gekom het, ek gee nie om hoeveel keer jy in die kerk was nie. Jy's nie 'n Christen nie. Blessed are the poor in spirit, sê Jesus. Dit is hulle wat besef hoe geestelik hulle in en van hulle self is. Hulle wat besef hulle is slawe, hulle wat besef dat ek eers kom, dit is die begin van die Christen lewe. Maar vriende, die doop kommunikeer meer as dit, want daar was nie net Johannes die doper se doop nie, Lukas 3, Jesus word dan gedoop. En in Jesus se doop in Lukas 3 kom Jesus, en soos wat Jesus in die Jordaan ingaan, sê Jesus deur self gedoop te word, sê Jesus, ek is die een wat namens mense die waters van oordeel sal betree. Ek is die een wat daai waters van oordeel gaan betree, sodat hulle van hulle slawe drywers af vrygemaak kan word, sodat hulle van hulle sondeskuld gereinig kan word, sodat hulle nou toegang kan hê tot die beloofde land toe. En vriende, soos wat ons doop, is dit ons hoop. Ons kyk na Jesus en ons sê, Jesus, dit is net jy wat my kan red van die net jy wat my kan reinig van my sondeskuld. Jesus, ek kan dit nie doen nie, dit is net jy as die Messias, dit is net jy wat dit kan doen en my in die beloofde land kan inbring. Jesus, dit is alles net wat jy kan doen. Vriendin, kan ek jou vra, soos wat jy vandag het, dit wat die doop kommunikeer, het dit al in jou lewe gerealiseer. Het jy al op daai plek gekom, waar jou geloof daadwerklik in Jesus gesit word, want jy besef jy is behoeftig en jy is bankrot, en is net hy, wat jou kan dit al gedoen. Vriende, vandag is daar 'n uitnodiging. Jesus sê vir jou en vir my, dit is die genadejaar. Is nou the year of the Lord's favor. Daar's nou 'n venster, daar's nou 'n seisoen vir jou en vir. Daar's nou 'n tyd wat ons na hierdie Jesus toe kan kom. Daai seisoen gaan tot verstreke kom op 'n tyd. Dan is dit nie meer die genadejaar van die Here nie. Maar nou is dit die genadejaar van die Here. En so die Here roep jou, as jy dit nog nie gedoen het, om in geloof en bekering na hom toe te draai. En om dit te doen is so maklik soos, en dit is so moeilik soos, om net hier waar jy nou is, te bid, en na Jesus in geloof te kyk, en te sê, jy is die koning, ek is nie. Sal jy oor my regeer? Jesus, jy is die dienskneg van die Here. Ek kan nie myself dien nie, ek kan nie dit doen nie. Jesus, sal jy my dien, deur dit wat jy op die kruis gedoen het. Dit is ek en jy wat in geloof na hierdie Jesus kyk, en ons sê vir Jesus, Jesus, jy is die krygsman, nie die duiwel nie, maar jy kan. Jesus, sal jy vir my veg. Vriende, dit is wat Jesus ons tot nooi. Dit is waaroor sy bediening gegaan het. Hier is dan die laaste, die tweede implikasie, die laaste ding wat ek ons tot wil roep. Dit wat Jesus kom doen het, vriende, roep jou en my nie net om God se ontferm vang nie, maar tweedens dan, en soos wat ons aan hierdie reeks dink, die implikasie van dit wat God en Jesus vir ons gedoen het is, ontferm jou ook dan oor ander. Moenie net iemand wees wat God se ontferming ontvang, maar ontferm jou dan ook oor ander. Kyk weer daar saam met my op die blaadjie, na daai vers, ons is amper daar. Wanneer Jesus daar so in vers 18 en 19 Jesaja 61 aanhaal, een lyntjie in dit wat Jesus daar sê, wat nie uit Jesaja 61 uitkom nie. Dis die lyntjie daar in die laaste gedeelte van vers 18 wat praat van dat hy sê hy het gekom om die onderdruktes te bevry. Van die Engels lees dit to let the oppressed go free. Daai woorde kom nie eintlik uit Jesaja 61 uit nie, maar Jesus werk dit in Jesaja 61 in. Daai woorde kom uit Jesaja 58 vers 6 uit. En oorspronklik was daai woorde nie woorde oor die Messias, wat die Messias sal vervul nie, maar daai woorde was in Jesaja 58 woorde wat God se mense geroep word en wat van God se mense verwag sal word. So kom ons kyk gou vinnig saam na Jesaja 58. Dit gaan op die skerm wees. Ons gaan dit net lees. In Jesaja 58 is Jesaja die profeet besorgd oor die mense se aanbidding. God se volk tot ware aanbidding. Jy sal sien daar in vers 3, die volk roep uit en hulle sê,
aan God, "Why have we fasted and you see it not?" Die volk sê vir God, God offer godsdienstig. Ons gaan elke dag tempel toe en ons bid en ons doen al hierdie goeders en ons vas, maar Here, dit klink asof U ons nie sien nie en asof U ons nie hoor nie. En dan kom die profeet Jesaja in Jesaja 58 en hy roep hulle tot bidding en hy sê, vers 6, "Is this not the fast that I choose? That you loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed be, and to break every, that you should share your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house. When you see the naked, to cover them, and not to hide yourself from your own flesh. Then light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. Your righteousness shall go before you, the glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall, and He will say, Here I am. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and the speaking of wickedness, if you pour yourself out for the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then shall your light rise in the darkness and your gloom be as noonday. Vriende, hoor mooi. Deur Jesaja 58 en Jesaja 61 aan mekaar te verbind, is Jesus se punt dat daar is 'n verwantskap tussen sy bediening en die bediening wat sy mense tot geroep word. Kyk daarson na Lukas 18. Jesus se punt daarmee is dit, dat die onderdruktes, wie hy wat Jesus is bevry, hulle word juis vrygemaak, sodat hulle vrygewig is. Dat die wat in Jesus God se barmhartigheid ontvang, juist dan 'n mense sal wees wat barmhartigheid sal toon aan ander in hulle nood en in hulle geit. En vriende, ek gaan nie nou te veel oor dit sê nie, maar dit is wat die res van ons reeks dan verder oor gaan. Res van hierdie reeks, vriende, gaan ons spesifiek hierdie tema trek deur die evangelie van, en ons gaan keer op keer, en ek het besluit dat ons gaan dit doen vir 8 weke lank, want ek wil hê ons moet sien, dis nogals 'n big deal vir Jesus. Dis nie 'n klein ding volgens Jesus en volgens Nuwe Testament Christus nie. En wat ons gaan sien in hierdie reeks, is ek wil jou uitnooi tot dit, is hoe Jesus ons gaan herinner dat as ons sy disippels is ons juise mense wat geseën is sodat ons 'n seëning vir ander sal wees, en ons gaan keer op keer dit sien. Ons gaan in hierdie reeks sien, vriende, dat Jesus ons roep. Jesus roep ons en sê, dink anderste oor jou lewe. Disipel van my, is jy 'n rentmeester. Dis hoe jy altyd oor jouself dink. Jy is 'n stuur, jy's 'n batebestuurder, nooit van jou eie bates nie. So Jesus roep ons dus om vrygewige lewens te lewe. Hy gaan ons roep, ja, dat ons moet vrygewig wees met ons geld, maar dis nie net dit nie. Jesus roep jou en my as sy disippels, as hierdie batebestuurders, om God se seëninge te versprei in die wêreld, roep hy ons om vrygewig te wees met ons vaardighede, met ons talente, dat ons nie daai goeders net spandeer op onsself nie, maar vir 'n wêreld wat behoeftig is. Jesus gaan ons roep om vrygewig te wees met ons tyd, met ons dagboeke, om dit nie net te spandeer op ons en ons kinders nie, maar eintlik te spandeer op 'n wêreld in nood en in behoefte. Jesus gaan ons roep om vrygewig te wees met ons huise, om ons huise oop te maak, gasvry te wees, om ander in te nooi in daai spasie, sodat hulle iets kan sien van hierdie vrygewige God. Jesus gaan ons roep, vrygewig te wees in ons verhoudings met mekaar, en ja, selfs met ons vyande. Hy roep ons tot vrygewigheid. Hoekom? Want ons is 'n mense wat eerstehands die vrygewige ontmoet het, geproe het en leer ken het. En ek sluit hiermee af. Ek sluit af. Ek wil afsluit met woorde, wat gaan dit nie verduidelik nie, ek gaan dit net vir ons lees. Ek wil afsluit met die woorde van Jesaja 61, vers.
letterlik die versies net na Jesus se aanhaling. En ek wil daarmee afsluit, want dit het my herinner aan dit wat ek mee begin het in die begin, daai woorde van Crispin Oliver in sy boek How to Steal a City. En so kom ons sluit die woorde van Jesaja 61 vers 4. Vriende, wat ek wil hê ons moet verstaan, dat die mense wat God se vrygewigheid in Jesus eerstehands ken en proe, sulke mense sal nie 'n mense wees wat steel van hulle stad of van ander mense af nie. Hulle sal eerder 'n mense wees, soos wat Jesaja 61 vers 4 sê, en ek sluit hiermee af. God se mense sal soos volg wees. They shall build up the ruins, they shall raise up the former devastations, they, God's people, shall repair the ruined cities, the devastations of many generations. Mag dit waar wees van ons, elke mense wees. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir die Seun Jesus. Ons dank U dat in Jesus is daar oorvloedige genade vir ons beskikbaar. Dis nou die genadejaar van die Here. En so Here, ek bid vir elkeen van ons hier vir die eerste keer of vir die 1000ste keer dat ons na hierdie Jesus toe sal kom as behoeftige mense met 'n hande en dat ons van Jesus af genade op genade in ons nood sal kom ontvang. Dankie o God vir U oorvloedige seëning in U Seun Jesus. Ons kom en ons ontvang opnuut. Here, maak ons nie 'n mense dat soos wat ons ontvang, wat dit dan vir onsself hou en dit op onsself spandeer nie, maar stuur ons vandag hier uit en die week hierna uit en in die lewe hierna uit, 'n mense wat soos wat ons van U af ontvang, wat dan vrygewig sal gee vir ander. Here, dit is so 'n lewe wat U sal verheerlik. Dit is so 'n lewe wat sal goed wees vir die wêreld. En dit is ook die goeie lewe vir ons, soos wat U self gesê het, Jesus, it is more to give than to receive. Here, maak ons sulke mense. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.